nuus is net goeie nuus as jy ingesluit is. So registreer vir Volbring en kom saam op die ontdekkingsreis om uit te vind hoe jy ingesluit is in die goeie nuus van dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Ons sien jou Woensdag aand 17 Februarie by die kerk. Julle is verloof, wat nou? Kom kuier saam met ander verlovingskappels en gesels oor topics soos geldbestuur, ken jou maat, liefdestale. Ons sien jou 25 tot 27 Februarie aanlyn. Is jy nuut by Fairy Glen en soek 'n plek waar jy kan inskakel en deel wees? Ons wil jou graag uitnooi na ons nuwe mense geleentheid om die tafel, waar ons lekker om die tafel saam sit en kuier om jou beter te leer ken en in te skakel by die Doxadeyo familie. Ons volgende geleentheid is 3 tot 10 Maart. Sien jou dan. Ons volgende geleentheid is onthou jou masker. Ons enkellopende bediening hou 'n solo social. So indien jy 35 of ouer is, pak jou piknikmandjie en kom wys jou minute-to-win talente 5 Maart in Connect Cafe. Doxadeyo is 25 jaar oud en ons gaan groot makkie hou saam met die eerste 50 mense wat registreer vir ons 8uur, 9:15 en 10:30 oggenddiens en ons 6uur aanddiens. Hierdie geleentheid word gevier saam met 8 ander stede en 28 ander Doxadeyos. So maak seker jy registreer betyds indien jy hierdie geleentheid in persoon wil bywoon. Maak seker dat jy ons Church Suite app download sodat jy weer na al ons gebeure kan gaan loer en ingelig kan bly. En onthou, sharing is caring. So like, share en subscribe ons YouTube kanaal. Hallo julle, dit is so lekker om vanaand saam met jou te kan kuier by ons aanddiens. Ons is so opgewonde oor vanaand, dis ons Visie Sondag en Etienne gaan vanaand die woord bring. Ek wil jou nooi om in die volgende paar minute jou hart oop te maak soos ons gaan saam worship. En die woordjie wat ek het vanaand of die verwagting wat ek het, is om in sy oorwinning te leef. So ek wil jou nooi daar waar jy is, staan sommer op, sit die TV harder, laat die buurman saam sing en kom ons worship saam dit wat die Here kom sê oor ons lewens. The battle, you see my victory. When all I see is a mountain, you see a mountain move. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I'm safe with you. So when I fight, I'll fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I'll lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And if you are for me, who can be against me? Yeah. For Jesus, there's nothing impossible for you. On
mighty fortress. You go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows. You win every battle. Nothing can stand against the power of our God. An almighty fortress. You go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow. You win every battle. Nothing can stand against the power of our God. An almighty fortress. You go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows. You win every battle. Nothing can stand against the power of our God. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. And every fear I'll lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Oh God, the battle belongs to you. Vader, dankie net dat ons vanaand kan beleef hoe U by ons is, hoe U saam met ons in elke faset van ons lewe is. En ek wil vanaand spesifiek vir elke persoon wat aanlyn kyk net kom bid en kom vra, Here, laat U ons harte sal kom oopmaak vir dit wat U sê. Ons wil ook op Valentynsdag, Here, al die huwelike net voor U kom neersit en kom verklaar in hierdie gemeente, sien ons hoe U deur huwelike families vestig. En ons kom bid vir elke kappel wat getroud is en elke kappel wat dalk dink om getroud te wees eendag. Here, dankie net dat ons vanaand kan kom verklaar, maar in U het ons en is ons in die volheid van dit wat U die huwelik gemaak het om te wees. So ons kom dra almal aan U op en ons kom bid in hierdie tyd, Here, laat mense in ons gemeente sal beleef hoe die huwelik een van die beste plekke is om U goedheid en guns raak te sien. Ons kom verklaar dit, Here, in U naam alleen. Amen. Nou as jy iets voorberei om te gee, kan jy op die skerm sien, daar's nou 2 maniere hoe jy dit kan doen. En ons as Doxa Deo het 'n visie om hierdie stad te sien transformeer. En as 'n vernoot, as iemand wat saam inkoop in hierdie droom, is jou bydrae verskriklik belangrik. So ek wil jou nooi om in die volgende seisoen te gaan bid oor dit wat jou bydrae moet wees, maar meer as dit, jou betrokkenheid by hierdie visie, om dit vir die Here te gee en te sê, Here, wat wil jy kom doen met my lewe? Ons sien hoe hierdie stad God se glorie en hoe God se glorie net in elke gebied van hierdie stad invloei. En dis as gevolg van jou bydrae. Ek wil jou ook nou nooi om jou hart oop te maak. Etienne gaan woord deel en ons noem dit ons Visie Sondag. Dis die leier van hierdie gemeente wat vanaand spesifiek sy hart kom deel. En maak jou hart oop en ontvang dit wat die Here deur hom in jou lewe wil kom doen. Dit is vir my so lekker om vanmôre saam met julle te kuier aangaande die woord wat ons beleef het as Doxa Deo Ferry Glen, die Here vir ons gee vir die volgende seisoen. Baie mense sal dit sommer noem ons Visie Sondag. Maar voor ons aangaan, kom ons kyk net gou, wat beteken visie nou eintlik? Vision is a state of being able to see. The ability to think about or plan the future with imagination, faith and wisdom. Dis waarvoor ons die Here vertrou.
Ons vertrou hom dat ek en jy sal sien en sal hoor dat hy tot vandag toe met ons praat. Maak nie saak waar jy jouself bevind nie. Hy praat met ons, hy inspireer ons, hy lei ons. As jy gelukkig genoeg was om Kersdag hierso in die diens te wees, het ek vir jou net so vinnige opsomming gegee oor hoe ek beleef 2020 ons behandel het. Ons was ouder gewoonte, die 24ste het ons Lollystraat gaan ry, maar ons was so opgewonde gewees, want ons was my ouers in isolasie en ons kan nie saam met hulle gekuier het nie. So ons het vroeg gegaan en die eerste ronde toe ons deurry, kon ons slegs 'n paar liggies sien. Soveel so dat ons besluit het om te draai en weer deur te ry. Toe ons terugry, sien ons hier staan 'n koffiekarretjie. Nou ek love inisiatief. As jy inisiatief neem, sal ek jou support. En hierso staan hierdie ou en hy verkoop lekker koffie langs die pad. En ons almal klim uit, wag vir die koffie. En toe ons terugklim, nou ry ons, maar dit raak toe nou besig. Ons ry seker so 7 kilos 'n uur, poer jy nou daardeur. En ewe skielik hoor ek doef. Soveel so dat ek amper die bakkie rol op 7 kilos 'n uur. Ek kyk om en wat gebeur het is Ivan het sy kop by die venster uitgesteek, maar hy het vergeet, hy het die venster toegemaak. En al wat ons almal hoor is doef. Ons lag onsself in 'n ander dimensie in. En so ry ons aan en ek jokkie vir julle, seker 10 sekondes later hoor ek net doef doef. En dieselfde, ek rol amper weer my bakkie. Maar lang storie kort, toe Ivan toe nou uiteindelik sy kop by die venster uitsteek, tref daar 2 palmtakke hom op een slag, doef doef. En dis baie keer en dis wat ek beleef het in die jaar 2020, net wanneer ons dink alles is oukei, doef doef. Maar ek het in hierdie jaar wat verby is, 2020, het ek 'n nuwe sending beleef, 'n sin wat my lewe kon verander het en nee, dit is nie you're on mute nie. Nee, hierdie sin het my lewe kom definisie gee en is die sin wat ek vir die res van my lewe saam met my gaan dra. En dit is die volgende. Maar ons het 'n woord. Maar ons het 'n woord. Ons as Doxa Dayu Ferry Glen het 'n woord. Jy het 'n woord. Maak seker dat ons opgestel is, gesetel is in Jesus Christus. Hy kom stel ons op om saam met hom in geloof, in verwagting te leef, in geloof, hoop en liefde. Hy kom maak seker ons is gesetel in hom en soos wat ons in hom gesetel is, soos dat ons meer van hom ontdek ons meer geloof, hoop en liefde. Kom ek en jy op 'n punt waar ons hierdie konsep van in hom, hierdie ontdekking in hom, deel maak van ons lewens. Hy is in ons. Ons is in hom. Hy deur ons. Ons is gesetel in hom. Ons word opgestel in Christus om in hom, tot hom en deur hom te leef. Wat 'n voorreg om in hierdie verhouding met hom te staan. En Doxa Dayu se skrifgedeelte vir hierdie jaar is die volgende. Dit is in 1 Korintiërs 13 vers 13. Dit sê die volgende: En nou bly geloof, hoop en liefde. Hierdie 3. Maar die grootste hiervan is die liefde. Die grootste hiervan is die liefde. Daar's iets wat gebeur met my en jou wanneer ons ontdek ons is gesetel in hom. Ons is weggesteek in hom. Ek wil vir jou sê, enige stelling wat nie impliseer dat ons in Christus is nie, is besig om ons te mislei van hierdie volle waarheid wat ons ontdek in hom. Hoor gou hierso. Volgens Romeine 6 het ons gesterf saam met hom. Volgens Handelinge 20 vers 25 is hy die weg, die waarheid en die lewe. Volgens Kolossense 3 vers 1 het ons opgestaan saam met hom.
Efesiërs 2 vers 6 sê, ons sit saam met hom in hemelse plekke. Kolossense 1 vers 27 sê, Christus in ons is die hoop vir heerlikheid. Ons vertrekpunt lyk anders. Ons sit saam met hom in hemelse plekke. Ons leef nie meer vir onsself nie. En ons het die voorreg om hierdie te ontdek in hom. Maak nie saak waar jy jouself bevind nie. Ons bevind ons primêr in hom. Ons posisie, met ander woorde, ons definisie vir lewe het verander. So ons as Doxa Dayu glo die volgende stelling staan oor ons geskryf vir hierdie seisoen wat voorlê. It is exhibiting his glory as new wine by taking faith, hope and love to our communities. Ek en jy het die voorreg om hom tentoon te stel in hierdie tyd. Kan jy saam met my jou geloof kom instel? Kan jy saam met my sien? Imagine saam met my vir 'n oomblik wat dit is vir my en jou om opgestel te word vir hierdie lewe wat hom tentoonstel. Die vraag is seker, hoekom nou spesifiek nuwe wynsakke en nuwe wyn? Ek wil vir jou net vinnig sê wat ou wynsakke verteenwoordig. Ou wyn. Dit verteenwoordig my en jou ou manier van leef, van glo, van dink en van doen. Dit is 'n ou manier. En wanneer ons praat van hierdie nuwe wynsakke, het ons nodig om anders te dink oor geloof. Het ons nodig om anders te dink oor die lewe. Het ons nodig om anders te dink oor hoe ons dink. Is dit in Christus of is ons besig om mislei te word? Hoor wat sê Markus 2 vers 22 in die Nuwe Lewende Vertaling. Net so min gooi 'n mens nuwe wyn in ou leersakke. Doen jy dit tog, gaan die wyn die sakke laat skeer en die wyn sowel as die sakke sal daarmee heen wees. Nee, nuwe wyn hoort in nuwe sakke. Markus kom hierso en hy sê vir ons so duidelik. Ek en jy het nodig om 'n metamorfose te ondergaan. Ons het nodig om nuut gemaak te word. Ons het nodig om opgestel te word, sodat ons hierdie nuwe wyn, Christus, sy volheid, die persoon van Jesus, sy heerlikheid, kan opneem, kan in ons inneem en dit tentoonstel. Maar wat is metamorfose? Hoor gou wat is metamorfose? It's a change of physical form or structure, or substance, a striking alteration in appearance, character, or circumstances, a marked or rather abrupt developmental change in the form or structure of something. Met ander woorde, dis 'n totale verandering van wat was na wat is. My vraag vandag vir jou is, in ons geloofswandel, in ons pad saam met Jesus, wat het ons nodig om toe te laat dat hy kom transformeer? Wat het ons nodig om toe te laat dat hy herskep in my en jou lewe? Dalk is dit die manier van dink. Dalk is dit my oortuigings en die manier van glo. Doen of leef. Ek wil jou nooi, spandeer hierdie week tyd met die Here en vra vir hom, Here, waar's ek 'n ou wynsak? Waar het ek nodig om toe te laat dat u vars inspraak en u vars perspektief my deel sal wees? Ek wil jou net herinner, ek en jy het nie die vermoë om te herskep nie. Hoor gou mooi. Ons het nie die vermoë om te herskep nie. Ons het wel die vermoë om nuwe roetines in te stel, ons het nodig, en ons het die vermoë om toe te laat dat daar nuwe gewoontes is, maar die herskepping kan nie deur ons gebeur nie. Ons bely met dit wat hy reeds gedoen het. Ons herskep niks nie. Ons laat toe dat hy kom herskep. Ons laat toe dat hy kom verander.
Hoor wat sê Psalm 72 vers 18 tot 19. Dit sê die volgende: Prys die Here, die God van Israel. Net hy doen wonderlike dade. Net hy doen hierdie wonderlike dade. Mag sy heerlike naam vir altyd geprys word. Mag die hele wêreld vol wees van sy heerlikheid. Amen. Ja, amen. Net hy doen hierdie wonderlike dade. Net hy doen hierdie wonderwerke. Net hy doen die herskepping van my en jou lewe, sodat ons hom kan tentoonstel. Een van die skrifgedeeltes wat my help om net 'n beter grip te kry op wat hier gebeur en wat eintlik met ons gebeur in Christus, is 2 Korintiërs 5 vers 14 tot 18. En ek wil begin deur vers 14 en 15 vir ons te lees. Hoor gou wat sê hy. Die liefde van Christus dring ons. Dit voel vir my, ons kan sommer die hele dag net daarby stil staan. Wat dring jou tot lewe? Wat dring jou tot aksie? Hy sê so, die liefde van Christus dring ons. Omdat ons tot die insig gekom het, dat een vir almal gesterf het. En dit beteken almal gesterf het. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulself moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood uit opgewek is. Hy kom hier so, hy sê liefde dring ons. Hy het gesterwe, ons leef nie meer vir onsself nie. Etienne het nie definisie in sigself nie. Etienne ontvang sy definisie in Christus. Dit gaan nie meer oor my nie. Dit gaan nie meer oor jou nie. Ons kry definisie binne in hom. Ons vertrekpunt vir lewe tot lewe saam met hom lyk anders. Ons is gesetel in hom wat hoop, geloof en liefde is. Dit is wie hy is. Ek beleef so baie keer ons probeer. En ons probeer. Maar ons kry dit nie reg nie. Weet julle hoekom? Dis omdat ons nie noodwendig altyd toelaat dat ons eintlik net identifiseer, belyn met dit wat hy reeds gedoen het nie. Ellen sê altyd, it is not what you achieve, but how well you receive. Hoe goed ek en jy ontvang en deel maak en aantrek wat Christus reeds vir ons aan die kruis gedoen het. Hoe goed ontvang jy? Neem jy in besit? Hoe goed loop jy? Vol van hierdie heerlikheid van God. Hoor gou wat sê 2 Korintiërs 5 vers 17. Hy sê iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Een van die ander Afrikaanse vertalings sê, nou dat jy in Christus is jy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, alles het nuut geword. Nou as hy sê alles het nuut geword, dan het alles nuut geword. Ek dink baie keer as ons na ons lewens kyk, dan sien ons onsself soos hierdie koppie. Weet, hierdie koppie is gechip, hierdie koppie is vuil, hierdie koppie is half amper nie meer lekker bruikbaar nie, maar jy kan dalk nog 'n bietjie koffie uit hom uitdrink. Maar ons kyk ons lewens so. Maar ek wil vir jou sê, in Adam, kom ons gaan net gou een tree terug, in Adam lyk ons lewe nie so nie. In Adam lyk ons lewe half amper so. Ja, ons is bedek met Adam. Nee. So in Adam het daar iets gebeur met mensdom. As hierdie die mensdom is, het daar iets gebeur. Ons is gebroken, ons is stikkend in Adam. En ek en jy kan probeer net wat ons wil, om hierdie stikkende gedeeltes en stikke weer aan mekaar te sit. Nee, dit werk nie. Ek het by die huis dit probeer, kyk my koppie wat ek probeer aan mekaar sit het. Dit is baie keer wat ons doen met die afgehandelde werk van Christus. Hy sê, ons het nuut geword, hy het ons herskep, ons is nuwe skepsels in hom, en wat doen ons? Ons plak onsself aan mekaar. Mag ek en jy
tot insig kom, dat ons nie aan mekaar geplak is nie, maar dat ons splinternuut geskep is in hom. Die oue het verbygegaan. Alles het nuut geword. Ek is nuut, jy is nuut. Ons is die draers van sy heerlikheid, want ons is heel in hom. Ek wil jou nooi om te skuif en nie te identifiseer met hierdie stikkende koppie nie. Maar neem in besit die werk wat Christus reeds gedoen het. Beklee jou met hom. Stap in oorwinning saam met hom. Leef in hierdie volheid saam met hom. Ek en jy is nuwe koppies. Hoor wat sê 2 Korintiërs 5 vers 18. Dit sê vir my so mooi aan die begin. Hy sê die volgende, hy sê dit alles is die werk van God. Nie my werk nie, nie jou werk nie, dis die werk van God. Hoor gou, dan gaan hy aan en hy sê in vers 18 en 19, hy sê, hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van versoening toevertrou. So ons is heel gemaak, maar hy gee vir ons die vermoë, die roeping, die bediening van versoening. Sodat mense kan identifiseer met wie hy is. Ons dra hierdie heerlikheid, ons stal dit uit, ons stel dit ten toon, sodat hy verheerlik kan word. Nie ek nie, nie jy nie, hy. Hy gaan aan, hy sê die boodskap van versoening bestaan daarin, dat God deur Christus die wêreld met hom versoen het en ons heel gemaak het. En die mense hulle oortreding nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Ek en jy leef versoen met hom. Ek en jy leef een met hom. Ek en jy is deel van sy definisie van heerlikheid in ons strate, in ons werksplek, in ons omgewing, in ons gesinne, in ons gemeente, in ons stad, in ons land. Hy het my en jou toevertrou. Kan jy vir 'n oomblik dink dat jou werksplek het jou nodig? Heel. Jou gesin het jou nodig. Ten volle geïdentifiseer met wat Christus reeds gedoen het. Ons hier by Doxa Deo Ferry Glen het jou nodig. Heel. Hy het reeds al die werk gedoen. Ons identifiseer met dit wat hy reeds gedoen het. So ter afsluiting herinner ek ons. Ons glo die Here sê die volgende, dat ek en jy, that we will be exhibiting his glory as new wine by taking faith, love and hope to our community. Mag ons vol wees van hom. Mag ons identifiseer dat daar nie stukke van ons heel is in hom nie. Maar ons is heel in hom. Ons gaan die diens nou afsluit en een van die gebeure wat Jesus deurgemaak het, is hy het vir my en jou aan die kruis gesterf, sodat ons kan heel wees. Hy het die volle prys betaal, sodat ek en jy werklik draers kan wees van hierdie heerlikheid van God. Ons gaan nou saam nagmaal gebruik en wanneer jy reeds daar by jou huis voorberei het of nou dalk 'n stukkie brood in die hande kry, weet ons dat sy liggaam is vir ons gebreek. Hy het sy liggaam vir ons gebreek, sodat ons kan heel wees in hom. Sy bloed het ook vir my en jou gevloei.
sodat ons vry kan wees van sonde, sodat ons werklik kan identifiseer met die feit dat hy reeds die prys vir ons sonde betaal het, sodat ons kan besef, ons is heel in hom, ons vier hierdie saam, ter nagedagtenis aan dit wat hy gedoen het, aan die feit dat ons identifiseer met hom. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons vandag as gemeente kan kom verklaar, ons is heel in U. Here, dankie vir die prys wat U betaal het aan die kruis, sodat ons kan identifiseer met Christus in ons, sodat ons heel kan wees, Vader, in U, in verhouding met U. Heilige Gees, ek bid dat soos wat ons saam nagmaal gebruik, dat U ons sal kom wys, dat ons sal kan kom beleef, Here, hoe U ons heel maak, hoe ons heel is in U. Dankie vir die voorreg, Here, om draers van geloof, hoop en liefde te wees. Dankie, Here, dat ons hierdie nuwe wynsakke in U kan wees, Here, dat ons U volheid, Vader, kan dra in Christus. Here, mag hierdie nooit vir ons iets wees wat ons probeer bereik sonder U nie. Maar mag ons in die volheid, in verhouding met U, leef en loop. Here, kom help ons om anders te dink, anders te droom, anders te doen en anders te leef as ons ou manier. Kom stel ons op, Here, dankie dat U ons reeds opgestel het vir die lewe van oorwinning. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Soos wat jy nou nagmaal gebruik, gaan ons 'n lied saam aanbid. Geniet dit en maak erns, bid saam met mekaar ook in hierdie oomblik. Prison shake at the sound of Jesus.
Jesus' name. Lives made whole, hearts awake at the sound of Jesus' name. Chains will fall, prisons shake at the sound of Jesus' name. Lives made whole, hearts awake at the sound of Jesus' name. Yeah. When the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. When the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. The Spirit is here, let there be freedom. Let there be freedom. Amen. Hoe cool is dit om te weet dat dit wat die Here vir ons kom doen het en daai heelheid wat ons nou het in hom is nie net 'n prentjie ver nie, maar dis nou deel van ons lewens. Dankie Etienne vir daai woord. Ek wil jou herinner, as jy vanaand nuut is om vir ons 'n e-pos te stuur. Ons wil graag jou deel maak van die familie. Die e-posadres is fg@doxadeo.org. So stuur vir ons daai e-pos en dan wil ek jou nooi. Volgende naweek is dit ons 25ste verjaarsdag. Doxadeo is hierdie jaar 25 jaar oud. So ek wil jou nooi om saam met ons te kom kuier. So as jy kan aanlyn kyk, maar ons het ook ons dienste weer oop vir 50 mense. So die aanddiens, hier's plek vir 50. So kom kuier saam, kom drink saam koffie, kom kuier saam. Ons gaan so celebrate dit wat die Here die laaste 25 jaar gedoen het. Dan sien ons jou volgende week. Jy moet 'n lekker week hê en ek sien so uit om te sien dit wat die Here kom doen in jou lewe.